Baie, baie hartlik welkom op 'n lekker koel Sondagoggend. Ons hoop dat die somer in Bethlehem van die nuwe jaar af dalk gaan arriveer. Intussen is dit baie lekker om saam met julle hier te wees vanoggend. Dankie dat julle almal hier is. Ek gaan vir ons begin met die heerlike lied van die engele toe Jesus gebore is. Kom ons word stil, maak ons harte oop en ontvanklik vir die Here. Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Amen. Broers en susters, met hierdie heerlike woorde het God verklaar dat hy die wêreld nie wil oordeel en straf nie, maar hy wil ons red. Hy het 'n welbehae in die mens. Hy is lief vir ons almal. So in sy naam genade en vrede vir julle almal. Word aan ons geskenk en opnuut aan ons verseker deur God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Kom ons sing, dis nou die lekker van die Kerstyd. Ons sing lekker Kersliedere. Ons begin ons lofsang vanoggend lied 365. Ons staan en sing ons al 3 verse. Jy weet, broers en susters, soos ons altyd doen as ons saamkom as gelowiges, gaan ek nou vir julle herinner vanoggend om die Here lief te hê. Nee, dis mos, het Jesus gesê, die groot gebod, dis waaroor die hele Bybel eintlik gaan, dat ons God moet lief hê. So ons herinner mekaar gewoonlik op 'n Sondag ook weer daaraan. Onthou, jy's nie op aarde vir jou nie. Jy's hier vir die Here, dat jy hom sal lief hê. Nou baie jare terug het Moses dit ook gedoen, wat ek nou vanoggend doen, om die kinders van die Here daai tyd te herinner daaraan, om God lief te hê. Maar kyk 'n bietjie hoe hy dit gedoen. Ek lees dit vanoggend uit Deuteronomium 30 uit. Moses was eintlik
Hy het afskeid geneem van die volk Israel. En daar in vers 19 en 20 van Deuteronomium 30 het Moses so gesê. Hy sê, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies dan die lewe, dat jy in jou nageslag kan lewe. En om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam en hom aan te hang, dit sal vir jou die lewe gee. En jou lank laat woon in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Nee, dis mooi besonder, broers en susters. Hy sê nie net vir hulle, onthou tog maar om die Here lief te hê nie. Hy sê vir hulle, weet jy, hierdie gebod is 'n saak van lewe en dood. As jy dit ignoreer, kom jy onder die straf en oordeel, gaan jy doodgaan. Hierdie gebod bring vir jou die lewe. Kies dan die lewe, sodat jy in jou nageslag kan leef. Nee, so broers en susters, as ons Sondag vir mekaar sê, weet jy, ons moet die Here lief hê met ons hele hart en siel en krag en verstand. Dis 'n saak van lewe en dood. Dis hoe ernstig dit is. En nou dink ek, dis met Jesus se koms na die wêreld ook so. Met Kersfees is ook op 'n manier so. Ek meen, jy kan dit nou lekker vier en ons vier dit, en ek dink ons moet dit lekker vier en ons gaan lekker eet en ons gaan persentjies kry en die kinders is bly en ons almal is vrolik. Maar onthou dat Jesus se koms is ook so. Dis nie maar net 'n lekker iets wat ons vier nie. Dis 'n saak van lewe en dood. As jy Jesus nie omhels en dit wat God in hom aan ons skenk nie, dan kies jy die dood. Nee, Jesus het gekom om lewe te gee en dit vir ewig. So kies dan die lewe dat jy kan lewe. Jy en jou kinders en hulle kinders. Kom ons sing. Julle kan net so bly sit, dan sing ons nog 'n mooi Kerslied, 353, net vers 1 en 2. Dankie, ek kan net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dis met bly harte dat ons vanmôre hier is. Hoe kan ons anders as bly wees? Hoe kan ons anders as juig en jubel en dankbaar wees? Ja, Vader, ons weet as ons kyk na die wêreld daar buite, dan sien ons nie altyd so baie mooi goed nie. Dan sien ons nie altyd dinge waaroor ons kan bly wees en lag en vrolik wees nie.
Maar Vader, as ons aan U dink, en dit wat U aan ons geskenk het in ons Here Jesus, en dit wat U bewerk het deur sy koms na die wêreld, Here, dan kan ons nie anders nie. Dan moet ons tog met bly harte ook vanmôre hier by mekaar wees. En dan kom ons U aanbid, en ons kom U loof en prys, en ons kom U dankie sê. Want Vader, ons is ryk. Ag, vergewe ons as ons partykeer nog so arm lewe. Vader, want partykeer het ons alles, maar ons leef asof ons dit nie het nie. Vergewe as al die dinge wat ons in Jesus ontvang het, so min verskil in ons lewe maak. Dat ons maar nog steeds aangaan om op die ou manier te leef asof ons Jesus nie ken. Here, help ons om elke dag die volheid, die heerlikheid, die rykdom wat ons by U gekry het. Laat ons dit ontvang. Here, die groot geskenk wat ons ontvang het, ons Here Jesus Christus. Laat ons dit U geskenk oopmaak en omhels en geniet en elke dag daaruit lewe. Dankie vir ons saamwees vanmôre. Here, seën ons in ons saamwees, deur by ons te wees. Seën ons as ons die woord lees en oordink, wil U tog deur die werking van U Gees vir ons die woord lewend en kragtig maak, soos wat U bedoel het dit moet wees. Vader, dankie ook vir die dinge van elke dag, ons dag se brood. Here, dankie vir die reën. Dankie vir goeie oeste wat die boere kan kry. Here, dankie vir gesondheid en krag en dat ons met ons lewe elke dag kan aangaan. Help ons om altyd ons seëninge te tel en met bly harte te lewe en mooi kinders vir U te wees, kinders waaroor U bly is. Help ons, Vader, dat ons met daardie ingesteldheid leef en seën ons ook in hierdie mooi land van ons. Here, ons sing so mooi oor 'n somerkersfees, maar ons bid eintlik en vra vir U, Here, gee dat die vrede wat Jesus gebring het, dat dit oor alles en almal sal wees. Dat ons ook in 'n mooi land sal woon, waar almal in vreugde en blydskap en tot U eer sal lewe. Dankie dat ons daarvoor kan vra, in die naam van Jesus. Amen. As ek nou sê eendag in 'n ver land, lank gelede, is daar 'n ou babatjie gebore. Dan praat ek nie regtig oor Jesus se geboorte, want dis hoe sprokies begin. Dis hoe feeverhaaltjies begin. Dis hoe mooi storieetjies begin. Eendag lank gelede, in 'n ver land, het dit gebeur. Baie ver terug uit ons lewe, uit ons werklikheid. Maar dis nie hoe die evangelie van Jesus beskryf word nie. Ons gaan dit vanoggend lees soos Lukas dit vir ons beskryf in Lukas 2. En dan sien ons maar, weet jy, as Jesus na die wêreld toe kom, dis nie 'n idilliese feeverhaaltjie. Jesus kom na 'n wêreld waarin die harde werklikheid van die wêreld deel is van sy geboorte. Jesus kom na 'n wêreld wat nie so vriendelik was om hom te ontvang toe hy gebore is. Jesus word uiteindelik gebore in die harde werklikheid van die lewe van elke dag. En dis wat Lukas beskryf. Kom ons lees dit en dan gesels ons verder daaroor. Ons lees Lukas 2 en ons lees daarvan vers 1 tot 11. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Nou hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Destyds het die land Israel in terme van die Romeinse ryk binne die provinsie Sirië geval. So dis net om vir ons te sê dat daar moes ook uiteindelik
almal getel word. So hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. En sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. En daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle: moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Tot sover, broers en susters, ek wil net so met die oog op die prediking 2 versies onderstreep. Die eerste en die laaste een wat ons gelees het. Die eerste vers het gesê dat in daardie tyd van Jesus se geboorte het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. En hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. En in vers 11 sê die engel: vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, Bethlehem, waarna toe hulle moes gaan om ingeskryf te word. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Broers en susters, net so vir 'n bietjie inleiding, 2 opmerkings. Die eerste een is dat Jesus word gebore in die wêreld, nie in die kerk nie. Jesus is gebore in die wêreld. Die verlossingsgeskiedenis gebeur in die wêreldgeskiedenis. Dis nie 2 goed wat apart van mekaar is nie. Jesus se koms na die wêreld gebeur in die harde werklikheid van die wêreld. Jy weet die sensusopname deur keiser Augustus was nie goeie nuus vir die Jode nie. Dit was nou nie iets wat hulle baie mee tevrede was nie. Want dit het vir hulle vertel van vreemde heerskappy. Dit het vir hulle vertel van belastings. Want hoekom laat die keiser die volk tel? Dis sodat hy uiteindelik kan bepaal hoeveel belasting moet ingevorder word. So vir die Jode was dit nie goeie nuus nie, want dit het hulle herinner daaraan dat hulle oorheers word deur 'n vreemde volk. En jy weet, dit was nou al omtrent 5 eeue. 5 eeue gelede toe die Babiloniërs die volk Israel in ballingskap weggevoer. En daarna het hulle teruggekom en die geskiedenis het aangegaan en daar was verskillende koninkryke. Nou is dit al 5 eeue later. En in die Jode se harte leef hierdie verlange. Wanneer gaan hy kom? Die een wat God beloof het, die een wat 'n koning is soos koning Dawid, die een wat ons weer gaan vrymaak, die een wat ons gaan help om ons oor onsself kan regeer. Wanneer gaan hy kom? En nou is daar alweer 'n nuwe koning, keiser Augustus. Augustus was die eerste keiser van die Romeinse ryk. Dit sou nog 5 eeue duur voordat die Romeinse ryk uiteindelik tot sy einde kom. So vir die Jode het hierdie volkstelling 'n boodskap gehad van oorheersing, van belasting, van mag, korrupsie, geweld, soos wat dit maar in die wêreld is. Daarom as jy die geskiedenis lees,
was daai tyd in die Joodse geskiedenis was ook 'n tyd van opstand. Daar was 'n paar ouens wat opstande gelei het, wat nie daarvan gehou het dat die Romeine oor hulle regeer, en wat gevoel het ons soek weer 'n volk Israel, en ons wag vir die Messias, die koning uit Dawid se nageslag. Hy sal ons weer tot glorie bring. Maar dis die wêreld waarin Jesus gebore word. Jy weet, as jy net na die teks kyk, was dit ook nie so 'n maklike wêreld en 'n vriendelike wêreld om in te bly nie. Ons lees hier dat toe keiser Augustus die bevel uitvaardig, toe moes Josef en Maria, en onthou, sy is nou in haar laaste maand van swangerskap, ek meen daai babatjie moet amper kom, moes hulle van Nasaret na Bethlehem toe reis. Bethlehem is omtrent 130-140 kilometer van Nasaret af. Daai pad was 'n moeilike, bergagtige pad. Dit was ook soms 'n gevaarlike pad. Ek meen, sy was skaars in Bethlehem toe die babatjie gekom. So ek sal vir jou sê, 'n vrou wat in haar laaste maand van swangerskap is, om 130-140 kilometer oor 'n moeilike stuk pad te moet reis, is nie maklik nie. Dan kom hulle in Bethlehem, daar's nie plek vir hulle. Ja, dis eintlik simbolies, omdat Johannes ook later in sy evangelie sê, dat toe Jesus na die wêreld toe kom, na sy mense toe wil hulle hom eintlik nie hê nie. So Jesus is omtrent nog nie eens gebore nie, dan sê die wêreld oor die nee dankie, ons soek jou nie by ons. Later sou hulle hom kruisig met dieselfde boodskap. Ons soek jou nie, en jou boodskap soek ons nie. Nee, kort na Jesus se geboorte het koning Herodes, wat daai tyd oor daai deel geregeer het hy 'n klomp seentjies laat doodmaak, omdat hy eintlik Jesus wou doodmaak. Ja, so dis die wêreld waarin Jesus gebore word, 'n wêreld soos ons in vandag, broers en susters, met die harde werklikheid van regerings en mag en korrupsie en alles wat daarmee gepaard gaan, en belastings en swaar kry en seer en pyn. Jy weet, so daai boodskapie dat Jesus gekom het om ons almal gelukkig te maak, om al ons probleme op te los, ons almal gesond te maak, ons almal ryk te maak, is gewoon nonsens. As dit sy doel was hoekom hy gekom het, wil ek julle sê hy het misluk. Want dis nie kyk hoe lyk die wêreld vandag, niks anders as toe hy gebore is. So, wat gaan hier aan? Nee, ek dink, broers en susters, ons moet bietjie dieper kyk, en die twee tekste wat ons gelees het my 'n leidraad gegee om bietjie te dink. Dit gaan in hierdie hoofstuk baie meer as oor Jesus wat gebore word. Nee, dit word vir ons vertel en ons het dit gelees. Ek meen, dis die boodskap van hoe hy na die wêreld toe gekom het. Maar daar sit agter dit baie meer. Want eintlik is hierdie die verhaal van twee konings en twee koninkryke. En daai twee konings en daai twee koninkryke staan eintlik teenoor mekaar. Dis twee wêrelde wat vir ons eintlik hier beskryf word. Jy weet, ek het net so vir interessantheid, toe ek nou voorberei, toe gaan lees ek 'n bietjie op oor keiser Augustus. Dit is eintlik baie interessante geskiedenis. Maar as jy nou keiser Augustus vergelyk met Jesus, dan is dit merkwaardig, die goed wat 'n ou daar kan raak sien. Ek meen, al twee van hulle was die eerste koning van 'n nuwe koninkryk. Ek meen, Jesus is gebore in die stad van Dawid as koning, om die koninkryk van God op aarde te vestig. Augustus was die eerste koning, die keiser van die Romeinse ryk. Nou, broers en susters, in die wêreldse geskiedenis
is die Romeinse Ryk die grootste en magtigste koninkryk wat daar nog ooit was, tot op daai stadium. Doen jouself 'n guns en gaan kyk bietjie, gaan Google dit sommer en sê kyk bietjie, waar was die grense van die Romeinse Ryk? Ek meen dit is van Engeland af gewees tot amper in Indië. Was alles onder Romeinse heerskappy. En oor hulle alles was Augustus, die keiser, die koning. Augustus was die magtigste man in daai tyd wat daar nog op aarde was. Twee koninkryk. In die een kom God se koninkryk in die wêreld. En Jesus is koning. Aan die ander kant in die wêreld is Augustus koning. En is hy koning van sy koninkryk. Ek meen, die Romeinse koninkryk sou daarna nog 5 eeue, eintlik langer, sou dit nog eintlik die koninkryk wees wat se mag en heerskappy oor die hele wêreld is. So die koninkryk van God teenoor die koninkryk van keiser Augustus en die Romeine. Nog 'n interessante punt. Augustus was nie sy naam nie, dit was sy titel. Sy naam was eintlik Octavianus. Hy was net so vir interessantheid, hy was 'n kleinseun van Julius Caesar se suster. Caesar self het nie kinders gehad nie, Augustus was 'n kleinseun van sy suster. So Caesar het alles eintlik aan hierdie klein Octavianus bemaak. Maar toe hy nou eers keiser word, en dit was ook nou nie sonder stryd en oorlog en oorwinnings en daai goed nie, toe gee hy homself die titel van Augustus. Augustus beteken iets in die lyn van die een wat vereer moet word. Die aanbiddelike een. Die een wat geëer moet word. Dit is interessant dat in die ou Romeinse kalender het hulle net 2 maande verander om nie die telwoorde 1 tot 8, 9, 10, kyk, September is 7, Oktober is 8, November is 9, maar hulle 2 maande verander. Augustus en Julie is verander na Julius Caesar en keiser Augustus. Dis hoe hulle was. Augustus se titel was, hy was Octavianus, maar hy het homself die titel van hierdie belangrike, die een wat eintlik vereer en aanbid moet word. En dan kom Jesus. Hy het ook 'n titel, die Christus. Die een wat koning is oor die hele wêreld en doen wat hy wil, die Christus, wat die gesalfde van God is, wat na die wêreld toe kom, om te doen wat God wil. Dis interessant, as 'n mens bietjie hierdie vergelykings tref. Jy weet, net so 'n paar, nog 1 of 2 wat ek bietjie wil noem daarso. Augustus was 'n baie bekwame keiser. Hy het ook nogal, hy is dood toe hy 75 was. En hy's nie vermoor soos baie van die ander nie. Hy was eintlik 'n baie bekwame keiser. In sy tyd, weet jy, die paaie-stelsel van die Romeinse Ryk is tot vandag toe legendaries. Augustus was ook die ou wat in sy tyd het hy gevestig wat hulle vandag nog noem die Pax Romana of die Pax Augustus. Daar was vir 2 eeue nadat hy keiser geword het, nie oorlog nie. Nou as jy kyk na die geskiedenis voor dit, oorlog op oorlog op oorlog op oorlog, toe word Augustus koning en daar kom skielik oor die Romeinse Ryk 'n tyd van vrede, die Pax Romana, die vrede wat Augustus bring. En dan word Jesus gebore en die engele sing vrede op aarde. Hier's 'n ander soort vrede as net die afwesigheid van oorlog wat in die nuwe koninkryk na die wêreld toe kom. Jesus se koninkryk en Augustus se koninkryk. Die
Ek meen Augustus het aan bewind gekom. As jy die geskiedenis lees, ek meen toe hy nou eers keiser is, toe is alles rustig en stil, maar om daar te kom, wil ek jou sê, was daar redelik stryd en oorlog en verraad en oorwinnings en al die goeters. Ek meen Augustus het sy posisie gekry deur uiteindelik mag en geweld en oorwinning. Dis hoe hy aan bewind gekom het. As Jesus gebore word in sy koninkryk, dan gaan dit oor dat 'n mens jouself prysgee, dat jy bereid is om te sterf. Dis hoe Jesus se oorwinning werk. Heeltemal anders as die soort oorwinning wat die wêreldse koninkryke aan jou voorhou. Augustus was daai tyd die magtigste man op aarde. Maar Jesus sê later vir ons, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Weet, Augustus vaardig 'n bevel uit, een ou. Sê, julle moet almal julleself laat opskryf met 'n sensus in die dorp waar jy gebore is. En die hele wêreld moet doen wat Augustus sê. Tot Josef en Maria, ons het dit hier gelees. Maar in die proses gebeur wat? In die proses gaan Josef en Maria na Bethlehem toe en word die kindjie Jesus gebore in die stad van Dawid, soos hoeveel eeue lank terug al deur die profeet Micha voorspel is. So Augustus gee bevel dat die hele wêreld hulle self moet tel, maar agter dit alles gebruik God Augustus se bevel om seker te maak dat sy kind gebore word in Bethlehem, soos die profeet voorspel het hy sal. So Augustus dink hy regeer oor die hele wêreld, maar eintlik regeer God. En ai broers en susters, ons moet dit nie vergeet. Weet jy, God het nie Christene nodig om te laat gebeur wat hy wil gebeur nie. God kan deur heidense keisers ook nog uiteindelik laat gebeur wat hy wil gebeur. God is nie afhanklik van ons en hoe gelowig en hoe Christelik ons is om die koninkryk op aarde te laat kom nie. God doen wat God wil, selfs al is daar heidene wat regeer. Nee, ek dink ons moet dit tog ook vandag onthou. Weet jy, al lyk dit partykeer in die wêreld of in ons land dat daar min van die Christelike oorheersing gesien word. Die boodskap van Kersfees is, weet jy, God regeer. Jesus is koning. Dis nie afhanklik van enige wêreldse koning. Kan ek so sê, God het nie 'n Christelike owerheid nodig voor die koninkryk van God in Suid-Afrika kan kom. God kan die koninkryk laat kom in Suid-Afrika, maak nie saak wie regeer. Dis hoe God is. Die wêreldse regerders soos Augustus dink hulle regeer. Die een wat eintlik regeer is God. Nee, so broers en susters, dis vir my sulke mooi goed hierdie as 'n mens dit lees. Jy weet, Augustus, die Romeinse koninkryk in die tyd van Augustus, was gekenmerk deur pragt en praal en weelde en oordadigheid. Ek meen, jy kan vandag nog na Europa toe reis en die oorblyfsel sien van die Romeinse ryk. Die paaie wat hulle gebou het, die paleise wat hulle gebou het. Ek meen, daar's vandag nog in Rome, is daar geboue wat dateer uit die tyd van keiser Augustus. Nee, dit was 'n tyd van weelde en oorvloed, as jy nou in Augustus se kampie was, nee. Die Romeine was eintlik bekend daarvoor. Hoe duur plekke hulle gebou het en hoe oordadig hulle geleef het. Ek meen, daar sal flieks daaroor gemaak. Nee, so dit is Augustus se koninkryk. Is 'n koninkryk van weelde en oordadigheid en net die mooiste en net die beste. En dan word Jesus gebore. Nederig,
in 'n stal. Geen pragt en praal nie. Niks oordadige voorspoed wat getuig as hy gebore word. Nederig, klein, in 'n gewone ou huisie. Is waar die koninkryk van God gebeur. Nie in paleise en in weelderige golfestates en al daai plek. In die gewone huise van gewone mense elke dag. Jy weet, Augustus was nie toeganklik nie. Jy kon nie na Rome toe gaan en aan die paleis deurklop en sê ek is hier om Augustus te sien. Vergeet dit. Jy moes connected gewees. Jy moes iemand geken het wat iemand anders ken en dan as jy gelukkig is kan jy eendag dalk iets van keiser Augustus sien. Ek meen dis vandag nog hoe dit werk, né? Ek meen die ou wat aan beheer is van my mediese fonds, ek kan nie hom ooit sien. As ek bel kry ek maar iemand wat hier by 'n telefoon sit en my probeer help. Nee, die wêreld, broers en susters, en die maghebbers van die wêreld is nie toeganklik nie. Maar as Jesus gebore word, kan almal kom, tot die kinders, die herders, die onbelangrikes, die sondaars. Jy kan maar gaan en Jesus sê, klop maar, daar sal vir jou oopgemaak word. Dis hoe die koninkryk van God werk. Daar's almal belangrik. En die koninkryk van keiser Augustus is net die grootes en die rykes en die magtiges. Hulle is belangrik. Die ander ouens tel nie. Jy weet, toe keiser Augustus voor sy dood, het hy al die dade wat hy gedoen het, laat opskryf. Net dis op 'n groot muur het hy dit laat skryf. Ek wil julle nou nie vermoei met die Latyn nie, maar die Latyn beteken die dade wat nagelaat is deur die goddelike Augustus. En dit was ry op ry op ry. Na hy dood is van daai goed deur die Romeinse ryk versprei. Jy kan nog na dorpe en stede toe gaan waar daar oorblyfsels is van hierdie Romeinse geskrif, wat almal moes herinner hoe groot en belangrik Augustus is. Wat almal moes herinner, kyk hierdie ou, dis wat hy gedoen het. Kyk hierdie prestasie. Kyk uit hierdie beker gewen. Gaan kyk in die Romeinse ryk, hoeveel standbeelde is daar? Hoeveel monumente is daar? Hoeveel eer en glorie gaan dit oor mense wat prestasies bereik het? Dis Augustus se koninkryk. En Jesus se koninkryk. Jy hoef nie eerste te kom. Jy hoef nie te wen nie. Jy hoef nie belangrik te wees nie. Jy hoef nie ryk te wees nie. Jy hoef nie connected te wees. So uiteindelik, broers en susters, is dit 'n magtige verhaal wat hier in hierdie paar verse opgeteken staan, né? Daar's eintlik as Jesus gebore word 2 wêrelde. Daar's 2 konings. Daar's 2 koninkryke. Hulle staan teenoor mekaar. Dis hoekom as Jesus gebore word daar gesê die koninkryk van God het nou op aarde begin gebeur. Toe Jesus begin preek het Johannes die Doper ook het hy vir mense gesê bekeer julle want die koninkryk van God is nou 'n werklikheid hier by ons op aarde. So Kersfees is die verhaal van 2 koninkryke. 2 wêrelde. Jesus se wêreld en Augustus. In watter wêreld leef jy? Watter wêreld kies jy? Ja, want dis die keuse wat ons moet ook maak as Jesus gebore word. Jy sien broers en susters, ons wil almal Jesus volg. Maar in keiser Augustus se wêreld. Ons hou van geld, ons hou van nuwe karre, ons hou van mooi groot huise, ons hou van lekker vakansies by die see, ons hou van prestasie, ons hou van roem, ons hou van bekers.
Ons wil Jesus volg, maar in keiser Augustus se koninkryk. En jy weet, op 'n manier kan dit nie. As jy Jesus volg, leef jy in sy koninkryk. Weet jy, broers en susters, om mee af te sluit, waaroor, as jy bietjie dink oor die Bybel, waaroor het Jesus die meeste gepraat met mense toe hy op aarde was? En ons weet wat hy kom doen het, sy kruis en sy opstanding en sy hemelvaart en al die goed. Maar as jy die Bybel lees en gaan kyk, maar wat wou Jesus eintlik vir ons kom sê? Waaroor het hy die meeste gepraat? Nee, dan is dit hieroor. Die koninkryk van die hemel. Die koninkryk van God, al sy gelykenisse. Die koninkryk van God is soos 'n saaiër. Die koninkryk van God is soos 'n boer wat gesaaid geplant het. Die koninkryk van God is soos 'n parel. Die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaadjie. Die koninkryk van God is soos 'n koning wat 'n bruilof hou vir sy seun. Weet jy, in die 4 evangelies is daar omtrent 130 verwysings na die koninkryk van God. Dit is waar Jesus oor gepraat het toe hy op aarde was. Ek lees nie een plek dat Jesus by iemand gekom het en gesê het, hoorie, glo jy, is jou saak reg, gaan jy eendag hemel toe? Hy het nie oor daai goed met mense gepraat nie. Hy het vir hulle gesê, weet jy, kry jou lewe in lyn met die koninkryk van God. Dis hoe dit werk. Hy het op 'n stadium vir mense gesê, wat is julle so bekommerd oor wat julle eet en drink en aantrek? Dis die ongelowiges wat oor daai goed begaan is. Broers en susters, ek sê jou, in ons wêreld, nee, is daar baie mense wat nie uit die huis uit wil gaan as hy nie die regte skoene aan het, as hy nie die regte klere aan het nie. As my hare nie reg is nie, dan wil ek nie eens buite, want dis die goed wat ek oor begaan is. Wat mag ek eet, wat mag ek drink? Ek moet nie hierdie eet nie, want ek gaan gewig aansit. Ek moet mooi maar wees, ek moet sexy wees, dis hoe my lewe werk. Jesus sê, nee man, dis die goed wat ongelowig is, oor begaan is. Soek julle allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Julle het 'n Vader wat weet wat julle nodig het, wat al hierdie goed vir julle gee. Hoekom moet jy jou moeg maak oor wat in keiser Augustus se wêreld gebeur? Jy leef dan in die koninkryk van God. En dit is die boodskap uiteindelik, broers en susters, van Kersfees en toe Jesus gebore is. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daarvoor het Jesus gekom. Amen. Ons Vader, dankie vir hierdie mooi verhaal in u woord oor Jesus se geboorte. Vader, met al die seer en die swaar en die werklikheid van die wêreld, Here, dankie dat Jesus gekom het. En nie die koninkryk van Augustus en geen ander koninkryk kan ooit die koninkryk van die hemel oorwin nie. Dankie Here dat ons deel kan wees van daardie koninkryk, dat u in u woord vir ons verseker, dat u vir ons, dat dit in u gedagte was om vir ons daai koninkryk te gee. Help ons Vader dat ons dit omhels, dat ons daarin leef, dat ons elke dag kies om Jesus te volg en deel te wees van die koninkryk wat hy gebring het. Here, dankie vir die troos van Jesus se oorwinning, wat ewig en altyd vas staan en nooit ooit sal verander nie. Wêreldse koninkryke sal kom en gaan, maar die koninkryk van ons Here Jesus is ewig. Dankie dat ons daarvan mag deel wees en dat Kersdag dit vir ons aangekondig het. Amen. Baie dankie broers en susters, ons sing al 3 verse van Stille Nag. Dit vertel ook vir ons van die koninkryk van God, die lig
wat gekom het in 'n donker wêreld en dat Jesus koning is. Kom ons sing al 3 verse van Stille Nag. Van my kant, broers en susters, mag julle almal 'n vreugdevolle en 'n geseënde feestyd hê oor die Kerstyd en ook hierdie tyd mag vriende en familie julle lewens almal lekker vol en ryk maak. Ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos en gemeenskap, die bystand van die Heilige Gees sal by elkeen van julle bly. Amen.